Goeiemôre, good morning. Hallo daar, Elsa? Ja, welkom terug. Ons is baie opgewonde oor die program wat voor lê, né? Omtrent opgewonde, man. Gaan jy vir ons sê waarna ons kan uitsien? Ek gaan vir jou vertel waarna ons kan uitsien, want daar is 'n hele ritsgoedjies waarna ons kan uitsien. Vandag gee Bioneticus Ineke Ribbons vir ons professionele wenke oor algemene oefeninge wat jy kan doen indien jy knieprobleme het. Die Suid-Afrikaanse 4x400 meter aflosspan het geskiedenis gemaak by die wêreld afloskampioenskap en ons gaan met die ster Leendert Kokemoer, hulle gaan vir ons vertel van die span se groot prestasie wat hulle daar gehad het, as ook die mylpale en dis meer. Lekker man, 4x4 aflos, dis baie hoor. Kyk, 'n 4x100 is klaar vir my al 'n goeie een. Thys is natuurlik terug met die finansiële raad en Ronaldo Albert skryf by ons met sy splinternuwe enkelsnit droom te klein. Lekker. So jy gee nou weer vir my die stokkie aan, né? Daar gee ek vir die stokkie aan, want ek weet hierdie stokkie gaan jy like. Is jy 'n aanhanger van die King of Pop? Ek is inderdaad 'n aanhanger van the King of Pop. Kyk, ek hoef niks te sê nie. Ek dink dit is baie algemeen dat ek 'n baie groot aanhanger van Michael Jackson is. En ek het besluit, daarom wil ek jou vanoggend van die jongste inligting of kom ons sê die jongste brokkie nuus rakende Michael Jackson met jou Kan ek net deel. gou eers hoor? Het jy die Michael fliek gekyk? Ek het, Is dit? maar nog net een keer, maar ek wil hom graag 'n tweede keer gaan Ja, kyk. ek dink die tweede keer gaan ou meer. Ek wil net sê ek het hom in alle dele van die wêreld in Singapore gaan kyk. Nee, ek was nie genooi, maar ek het sommer maar net gaan fliek terwyl ons. So jy was nie by die premiere gewees nie. Nee, wat hulle het hulle fout agtergekom. Hulle sal ons volgende jaar nooi. Dit is my goeie nuus. Dit is my baie goeie nuus want daar is sprake van 'n tweede een wat op pad is, maar ja, ek wil dit graag in IMAX gaan beleef want hulle sê dit is die enigste manier hoe 'n mens hierdie fliek moet beleef. Maar Michael Jackson, die King of Pop, maak meer as 15 jaar na sy dood steeds geskiedenis. Die nuwe klankbaan Michael, wat saam met die nuwe biografiese rolprent waarvan ons dan nou net gepraat het, vrygestel is, het verlede week die nommer 1 posisie op Brittanje se sogenaamde Official Soundtrack Albums Chart behaal. Wat dit merkwaardig maak is dat Jackson se eerste verskyning ooit op hierdie spesifieke trefferslys is en hy het sommer dadelik die boonste plek opgerap. Hoe dan nou anders? Die album vaar ook uitstekend op ander Britse trefferslyste. Nommer 3 op die sogenaamde streaming trefferslys, nommer 4 op die algemene albumverkope en fisiese album trefferslyste, nommer 5 op die aflaai en plate trefferslyste. Nou die sukses van die rolprent het sy ouer musiek ook weer laat herleef, want albums soos Thriller, Bad, Off the Wall en dan ook Dangerous is almal terug op verskeie trefferslyste. Jackson het selfs vir Elvis Presley, dis nou die King of Rock, né? Uit die boonste plek op die Britse Official Soundtrack Albums Chart geboonder. Elvis se klankbaan album Epic Elvis Presley in Concert moet nou maar met die tweede plek tevrede wees. En ek dink, jy weet, dis nou maar net een van die dinge wat uitstaan. Maar wanneer 'n mens kyk na die hoeveelheid geld of die bedrag wat begroot is vir hierdie spesifieke rolprent, hierdie biografiese Was rolprent. seker ook weer baie geld. Dit was so net so oor die $200 miljoen. Daai het hulle al binne die eerste naweek geëwenaar toe hierdie fliek nou bekend gestel is. So ek sien in hierdie stadium volgens die huidige syfers staan dit nou op so $577,000. Nee, miljoen dollar. Daar sy. Suid-Afrika dink ons in duisende, maar Amerikaners dink Is dit miljoen? Hoorie, en dit is vir my so Dit wil interessant geweest. Hulle het uiteraard ook van die ou orkeslede en goeders gekry wat saam met Michael getoer het al die jare en goed. En die ouens sê maar net hoe authentic dit was, nê? En hoe na aan die waarheid dit was en hoe amazing. Hulle het trane in hulle oë gekry as hulle net daar was. En ook wat die hoofrol aanbetref, die ou wat die hoofrol vertolk het. Sy kleinneef, Jafar. Jafar. Ja, baie. En hoe naby hy was om dit te kon doen. Wel, ons gaan dit definitief, wel ek weet ek gaan dit weer gaan kyk. Ek neem aan jy ook, da? Ek wil net sê ek het gevoel as ek daar opstaan wil ek teen die gangetjie opdans en die moonwalk doen en so aan. Maar dan kom ek agter nee, die knie wil ook nie meer nie. Hoopelik kan ons dit nou vir jou Ja, uitsorteer. Ineke gaan dit vir my uitsorteer. Nou ja, also ons het nou die dag oor 'n wêreldrekord vir die is dit die langste tiramisu gesels? Onthou jy? Ja. Maar intussen hoor gou hier, 'n gewilde kuierplek in Centurion, Bai's Lounge, het hierdie langste bunny chow ter wêreld gemaak. Kan jy glo? Ek wou amper sê hulle het deur hom geëet, maar nee, die res van
Centurion in Pretoria. Suid-Afrika se liefde vir Bunny Chow is na nuwe hoogtes geneem. Die reuse Bunny Chow was 'n ongelooflike 15.98 meter, verbeel jou. En het die vorige rekord van 13.95 meter verbygesteek. Dit was nie 'n maklike taak nie, hulle moes selfs 'n oond van 17 meter laat bou om hierdie reuse brood te bak. Met 40 kg se lamskerry en 10 kg se suikerbone as vulsel, was dit 'n taak van enorme proporsies. Volgens die Guinness World Records reël moes die Bunny Chow selfs op sy eie kon regop staan. Kishore Ramparakasha, jy kan dit ons altyd mooi doen, man. Nobody kada. Jy het nou 'n hele paar nuwe Ek vra verskoning. Kishore Ja, Ramkarak. Ramkarak. Die ou ramkat. En sy span het 'n mal idee gehad en dit het toe nou vrugte afgewerp en die honderde gaste wat daar was, het nie een honger huis toe gegaan nie. Well done vir julle. Ai. Kyk, ek is ook 'n Bunny Chow aanhanger. Nee? Ek al 'n Bunny Chow vir altyd in die winter. Oor 'n Bunny Chow. En ek moet vir jou sê, ek het nou al 'n paar plekkies veral daar in die kus, suidkus, noordkus en so, wat ek nou kan weet as ek daar instap. As jou kop mos hierbo begin so los raak, dan weet jy, dis is 'n Bunny Chow. So jy hou van hom nogal. Ek hou van hom redelik warm. Ja. En dis lekker as die manne inkom en sê, "Oh, today's show we're going to give you a very nice one." Okay. Ja. Nee, kyk hierso. Ek dink ons moet 'n afspraak maak, want ons het al in die verlede saam Meksikaanse kos gaan eet. Ja. So miskien moet ons maar 'n lekker Bunny Chow gaan uitsnappel. So vir die winter, daar sy. So as julle weet, dalk moet ons daar gaan aanklop by hulle. Andersins as julle 'n voorstel het waar julle weet ons kan gaan inval vir 'n heerlike Bunny Chow. Ek is die ene mond, lippe, tong en ore om aan te val vir 'n lekker Bunny Chow. Ek moet vir jou sê vanoggend se oggendpraatjies is vir my nou al te heerlik. Ja. Ons praat van goeie musiek, goeie films, goeie kos. Wat meer wil jy hê? Nee, alles, goeie geselskap en dis hoekom die mense hier so saam met ons kuier hier by Goeiemôre, Good Morning. Het jy al van Michael Jackson se Moonwalk geprobeer? Nee. Ek gaan nie eens probeer nie, maar lyk my jy het al. Nee, ek sal net hier agter ons tafeltjie bly liewerste, want dit voel vir my, jy weet, dis amper soos wat 'n ou voor 'n spieël verbystap en jy dink, nee man, ek lyk so cool soos Brad Pitt en as jy in die spieël kyk en skrik jy dan sê jy, o, dis Brad Drukkie op Pitt. Ja, ek dink dit is so maklik soos wat 'n mens, soos wat dit lyk nie. Maar dan moet 'n mens ook daarop klem lê dat hy dit in loafers gedoen het, né? Ja. Dit wil gedoen wees. Dis nie eers toe skoene nie. Ja, daai skoentjie kan uithaak en ingaan. Was die sokkies wat gedra het nie maar lekker dik dat die skoen. Dit was dik geweest. Nee, dit was 'n spesiale skoen. Ag, weet jy wat? Dis nou regtig een van die mense wat ek graag sou wou ontmoet het, net om vir my drukkie te gee. En ek dink Michael Jackson is 'n kunstenaar wat nie geword het nie, hy is dit gebore. Dis soos die Beethovens, die Bachs, al daai. Dis dieselfde met die Elvis en goeters. Jy word nie, dit is maar net in jou in. Ja. You are it. You are is it. Absoluut. Nou my mening, gaan daar nooit weer 'n Michael Jackson wees nie. Ek dink hy bly vir ewig die king of pop. Ek weet hulle het al gesê daar's ander kunstenaars wat op pad is in daai rigting. Nie volgens my nie, jammer. Julle gaan hard werk om dit na te doen. Bly ingeskakel want ons is net hierna weer terug met nog lekker geselsies en interessante nuus by Goeiemôre, Good Morning. Intussen vang 'n en nog 'n koppie koffie. Lekker. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Soos die jare aanbeweeg en ons ouer raak, is daar mos sekere gedeeltes van 'n mens se liggaam wat maar begin probleme gee. Knieë is oor die algemeen 'n gedeelte van die lyf wat maklik kwesbaar is vir beserings. Selfs mense wat baie van draf hou en verre afstande draf sukkel soms met hulle knieë. En ek weet ook die rugby spelers sukkel met hulle knieë en al daai tipe van dinge. En jy, ek meen jy het ook maar 'n bietjie van padwedloop gehou. Ek weet Annie hou van padwedloop al die jare. Nee, gits, Pita, ek is nog bietjie nuut wanneer dit kom by padwedlope, maar ek hou van die trapmeel. So ek het byvoorbeeld nou onlangs weer 9 km gedraf. Nee. Nee, so nou en dan kyk ek net, is ek nog, jy weet, goed op dreef. Maar ek moet sê, dit is soms so dat wanneer 'n mens soms draf, dan kan ek voel, jy weet, daar is so effens 'n pyn in die knie en dan weet ek nie of dit dalk te doen het met opwarmingsoefening of so nie, want daarmee is ek baie sleg. Ek weet ook nie, ek dink ek het redelik baie padwedlope gedoen toe ek bietjie jonger was. Goed, Ja. So nou, as ek lank staan, dan begin ek skielik voel, nee, maar my knie begin 'n bietjie met my gesels. Wat gaan aan? En as dit so koud is ook soms, né? Alles het koud is. Dalk het dit iets met die ouderdom ook te doen. Jy weet, op 31 dan begin hierdie dinge. Maar gelukkig, bioetikus Ineke Ribbins is daarom hier om ook vir ons 'n paar wenke te gee oor wat 'n ou kan doen, hoe om reg op te warm en al daai lekker dingetjies. So Ineke, baie welkom. Is lekker om jou ook hier te hê by ons. Dankie Pieter. Ek gaan vandag vir julle 'n paar oefeninge wys wat algemene knieversterking is. So, dit hang heeltemal af van besering tot besering. So ek sal voorstel, as jy met kniepyn sukkel, wat jou daaglikse funksionaliteit beperk, gaan na iemand toe, gaan na 'n fisio toe, kry 'n diagnose, gaan na 'n biokineticus toe, want meeste van die keer is 'n kniebesering as gevolg van wanbalans in die quadricepsspiere, of jou glutes is nie sterk genoeg nie, of jou hamstrings is nie sterk genoeg nie. So, dit verskil van persoon tot persoon. Ek het 'n paar goed saamgebring vandag. Meeste van die goed kan vervang word met 'n handdoek. Byvoorbeeld die groot rekke waarmee ons strekke gaan doen, kan met 'n handdoek vervang word. Die klein balletjie, julle gaan net nou sien wat se oefening ons met hom doen, gaan ook met die handdoek vervang word. En dan die groot bal, nie eintlik so nodig nie, maar ek sal vir jou sê, skaf vir jou so 'n ouetjie aan. So die eerste oefening waarna ons gaan verwys, is 'n hamstringstrek. So dis net 'n gewone hamstringstrek, niks vreemds daaraan nie. Sit die rek vir jou om jou lyf en om jou voet. Soos ek sê, hierdie kan weer vervang word met 'n handdoek. Okay, lê heeltemal plat, reguit been, trek op en sak en weer op en sak. Ek verkies dinamiese oefeninge, omdat jy nou 'n hele oefenprogram gaan doen, gaan 'n statiese strek dalk nie vir jou so voordelig wees nie. Okay, die volgende oefening wat ook hip flexor strekke behels is daarso. Okay, wat jy wil hê, jy wil jou heupe aftrek in die grond in, dan sommer die hamstringstrek by doen, daar afgaan. Okay, weer vorentoe en af. Okay, net voordat ons begin, gaan ek ook sê dat al die strekke en al die oefeninge is 10 reps, 3 stelle. Okay, die volgende oefening gaan jy die balletjie voor gebruik, so dit is net 'n algemene WMO aktivering. So wat jy gaan doen, weer die balletjie of 'n handdoek, sit jy onder jou knie. Van daar af druk jy net jou knie in die balletjie in en ontspan. En jou knie in die balletjie in en ontspan. Okay, jy kan ook seker maak dat jou hak op die grond bly om te verseker dat jou knie afgaan en jy nie net jou been daar reguit skop nie. Okay, volgende oefening gaan jy op jou sy lê. Daarso. Okay, van daarso af, maak seker jy is mooi in 'n reguit lyn en 'n piesang shape daar lê nie. Okay, van daar af, hierdie heup moet bietjie vorentoe getild wees. Jou toon wys op na jou maarmedie toe en dan lig jy op en sak
en op en sak. Om die oefening moeiliker te maak, kom jy die klein band by, sit hom net bo jou knie en jy doen weer presies dieselfde. OK, nog 'n weergawe van hierdie oefening wat ook baie voordelig is om ander spiere van die quadriceps te aktiveer, is jou voet uitgedraai. Maar dan moet jy mooi fokus dat jou heup steeds vorentoe is en daarop en sak en op en sak. Vir mense wat hierdie te maklik is, gaan jy dan nou 10 so hoog as wat jy kan oplig, dan doen jy 10 pulses en dan doen jy 10 sekondes hou. OK, nou kan jy die rek weer afhaal of jy kan besluit om hom aan te los. Ek gaan hom vir julle aanlos. OK, lê plat op jou rug, maak seker jou ruggraat is mooi plat in die grond in. Van daar af weer tone mooi opgewys dak toe en skop op met jou been en sak. Op met jou been en sak. OK, baie eenvoudig. Dan is die voet net weer uitgedraai, weer opskop en sak en opskop en sak. OK. Volgende oefening wat ons kan doen is hamstringversterking. So hamstringversterking is crucial wanneer dit by knieversterking kom. So daai een wat ons op ons sy gelê het, is vir die glutes. OK, glutes is 'n hoofsaaklike stabiliseerder van jou knie, eintlik maar van jou hele lyf. OK. So hamstring, daarso op die bal. Weer eens reg eers mooi reguit en plat op die grond. Van daar af maak jy seker jy rol jou maag of jou heupe om sodat jou rug plat op die grond is en dan lig jy op. OK. Van daar af trek jy in en sak weer terug en trek in en sak weer terug. OK. As hy te maklik is, gaan jy hom dan 'n single leg doen. So weer dieselfde. Die heupe teruggetild, ruggraat plat op die grond, lig op die heupe. Nou gaan jy die been ook oplig en trek in, stoot uit en in en uit. Soos julle kan hoor, is ek bietjie uit asem. So die asemhaling is baie belangrik. Waarop jy kan fokus en 'n knop in jou oor maak is dat jy uitasem op die moeilikste gedeelte van die oefening. OK. Laaste oefening wat ek vir julle gaan wys. So, dit is 'n gewone wall squat. Mense wat sukkel met kniepyn, sukkel om 'n gewone bodyweight squat te doen en dit mag dalk vir ongemak veroorsaak. So die rede hoekom die bal hierso is dat jy gewig meer op die bal kan lê. OK, daarso voete mooi vorentoe, net bietjie wyer as jou heupe. So nou asem jy in en uit soos jy afgaan. En weer op, asem in en uit soos jy afgaan. Daar het julle dit. Heel eenvoudig, soos julle nou gehoor het, meeste van die goed kan met die klein balletjie vervang word, of jy kan dan net 'n wall slide doen, as jy nie 'n groot bal het nie. Dankie Pieter. Dankie Eneke, inderdaad 'n paar goedjies wat ons by die huis kan probeer. Ja, lyk dit vir jou maklik, Pieter? Ek is bitter bly sy het nie hulp ingeroep vanmôre nie, want hulle laat dit so maklik lyk, maar ja. Ons kan dit by die huis probeer, maar andersins as jy sukkel, kry maar iemand soos Eneke aan jou kant. Ek dink dit is eintlik die beste raad daai. Maar ou is maar min of meer jy warm so bietjie vinnig op as jy nou ietsie doen, nê? Maar opwarming is eintlik dit vat langer as wat jou regte oefening vat as jy dit reg doen, of so behoort dit te wees. En ek dink 'n mens onderskat dit. Ek onderskat dit baie dikwels. Jy weet, en dan die volgende dag, dan kan ek myself skop. Ja. Omdat ek nie voor of selfs na oefening, jy weet, opgewarm het en so 'n bietjie die ordentlike, wat noem 'n mens dit? Jy opwarm op en dan koel jy seker af. Dan koel jy seker maar af, nee. Ja. So ek dink op die einde van die dag moet 'n mens dit nie onderskat nie, want ek dink dit kan langtermyn gevolge inhou wanneer jy dit nie reg doen nie. En die afkoelselle is ook belangrik, want dan is jou spiere mos nou lekker warm en goeie, so as jy dit dan reg laat afkoel, dan is dit maar net beter vir die volgende keer ook. En dan het jy dalk nou nie die volgende dag soveel pyn nie. Maar ek dink dieselfde, ek wil byvoeg en sê, jy weet, 'n mens se knieë, 'n mens kan baie keer voel wanneer 'n mens trappe klim en so aan. Ek dink dit is belangrik om hierdie soort oefeninge te doen net wanneer 'n mens dit ook oor die algemeen sterk wil hou. Nee, ek stem. En die glutes is nogal belangrik wat sy mos gepraat het, nie? Dit lyk vir my as 'n ou daai glutes van jou lekker kan stewig en gesond hou, dan gaan die res van die ou se. Dis wanneer daai planking en goed inkom wat die mense mos so doen dat hulle die kor bietjie sterk hou. Ja. Maar as jy by die plankie uitkom, dan sal ons dit
vra dat jy vir Ineke kan help. Baie dankie Ineke, ons sal definitief ietsie doen wat ons almal so by die huis kan doen, soos ek gesê het. Gepraat van gesondheid, bly ook sommer ingeskakel, want ons gesels volgende ook met 'n man wat 'n baie gesonde verhouding met spoed het, né? Spoed. Onthou om ons sosiale media blaaie ook dop te hou en ook op ons YouTube kanaal te gaan aansluit en seker te maak jy mis op niks uit wat ons vir jou bring hier by Goeiemôre, Good Morning elke dag. En ons is hier maandag tot Vrydag op Via. Nou ja, van die knieë wat nie meer verhou nie, tot die ore wat nou lekker wil luister. Lekker geselsies wat ons vir jou het hier by Goeiemôre, Good Morning. Baie welkom as jy nou eens by ons aangesluit het, en ons weet sommer jy gaan die res van die oggend saam met ons geniet. Kap hom, kap. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Sporttyd en 'n hartlike goeiemôre, good morning van my, Arnold Geerts. Die Suid-Afrikaanse 4x400 meter aflosspan het onlangs geskiedenis gemaak by die Wêreld Afloskampioenskappe. Hulle het 'n skitterende tweede plek behaal en het in die proses 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord opgestel. Boonop is dit die derde vinnigste tyd in die geskiedenis van die sport. Ons gesels met een van die jong sterre in die span, Leendert Kokemoer, wat ook sommer die eerste Suid-Afrikaner onder 20 ooit geword het om die 400 meter in minder as 45 sekondes skaf te draf. Soos Pieter sê, hy het 'n goeie verhouding met spoed. Baie dankie dat jy by ons aansluit, jongman. Ek waardeer jou tyd. Eerstens, kom ons gaan net terug na Gaborone in Botswana. Vertel vir ons, hoe was die ondervinding daar? Goeiemôre oom. My in Botswana was vir my iets uit hierdie wêreld uit. Ek het dit regtig baie geniet. Dit was 'n baie goeie experience om te gehad het en gelukkig het ek en my span goed saamgewerk en ons het toe gedoen wat ons moes doen. Vertel vir my van die res van jou spanlede en hoe het julle besluit wie gaan waar hardloop en wie gaan uiteindelik die ankerbeen hardloop? Ek dink ons het net 'n gesprek gehad voor die tyd en ons het ons almal het ons sterkpunte geweet en ons het almal toe net op 'n besluit gekom oor wie waar moet hardloop. En jou been in besonder, as jy terugdink daaraan, is daar iets wat jy miskien anders kon gedoen het, of was dit een van daai waar jy van die begin af sterk gevoel het en dit al die pad lyn toe gevat het? Ja, ek dink my been het ek reg gehardloop. Gewoonlik laat ek mense gewoonlik verby my kom en dan vang ek op weer met hulle aan die einde. Maar met die ouens wat op daai vlak hardloop, soos wêreldklas vlak, kon ek dit nie doen nie. So ek moes my grond staan en van die begin af net voluit gaan.
Dis natuurlik 'n baie, ek wil die Engelse term gebruik, 'n scary ding vir 'n atleet wat moet dink jy moet 400 meter voluit gaan, want dit is deesdae net omtrent 'n anaerobiese sprint, nie waar nie? 100%, ja, 'n 400 op daai vlak raak basies net 200s, so ja. Is daar iemand wat jy by leer of na opkyk wat jy gedink het, dis iemand wat ek eendag wil namaak? Beslis, ek het twee mense, iemand wat saam met my in die, al twee mense was eintlik al saam met my in die span, is Wade van Niekerk en Zaki Tinene. Hulle is albei baie groot rolmodelle vir my en hulle het my regtig al baie geleer deur die tyd wat ek nou atletiek doen en obviously met die aflosspan en al daai goed, so ja. En wat het jy by Wade in besonder geleer? Wade het my al baie wyse woorde gegee. Wade het al vir my gesê ek moenie help met Wade het my al baie gehelp met goed soos tegniek en goed soos dit, ja. Vertel vir my van daai tegniek, ek sal baie graag meer wil weet daarvan. Okay. So Wade het toe ons in Italië was eendag agtergekom dat ek in die middel van die baan hardloop en nie teen in die binnekant van die baan hardloop nie. So dit het my eintlik tyd gekos. So toe sê hy vir my dit is wat ek moet regmaak as ek hardloop. Dis baie interessant want hoe verder jy natuurlik wyd hardloop, hoe meer afstand dek jy en selfs ten hele spoed maak 'n halwe meter op die ou einde 'n verskil, nie waar nie? Ja, 100%. So dis presies wat hy vir my gesê het ek moet aan werk, want hy het al vir my gesê ek kan al lank al 44 sekondes al gegaan het as ek net bietjie meer inner gehardloop het. So ja. Dis interessant om sulke dinge te hoor van iemand wat regtig daarvan weet, nie waar nie. Kom ons vat jou terug na hoe dit begin het. Waar het jy begin met die 400? Waar jy nou uiteindelik opgeëindig het? So ek het basies daarmee begin toe ek graad 8 was. Ek was altyd nog 'n sprinter gewees, maar ek het stadig gegroei, as ek so kan sê. Die kinders was net vir my, hulle was te groot gewees, te sterk vir my gewees in die laerskool om kompeterend te kan wees in die 100 en die 200. So toe het ek nou graad 8 400 toe gegaan en toe van daar af het dit net opgetel. En jy het op die ouderdom van 15 onder 47 sekondes gehardloop. Daar's nie baie mense op die planeet wat dit kan sê nie. Ja, so ek het van jonk af hardloop ek al baie vinnig, so ja. Leonard, kom ons gesels net gou-gou daarvan, hoe sien jy atletiek, en ek praat van in geheel, nie net jou item nie, maar Suid-Afrikaanse atletiek soos dit daar uitsien op die oomblik, wat is jou gevoel? Ek hou baie van atletiek. As ek na atletiek kyk, dink ek veral Suid-Afrikaanse atletiek het 'n blink toekoms. Daar's baie jong kinders wat baie goed hardloop. So ek sou glad nie gehoor wees oor ons Suid-Afrikaanse atletiek toekoms nie, so ja. So ek dink jy ons is op 'n goeie plek. Ons is 100% op 'n goeie. As jy kyk na 'n paar jaar terug is ons nou beslis beter, ja. Wat dink jy het daartoe aanleiding gegee? Ekskuus? Wat dink jy het daartoe aanleiding gegee dat Suid-Afrikaanse atletiek weer besig is om op te tel? Ek dink jong kinders wat vinnig hardloop. Ek dink iemand soos Bayanda Walaza ook. Ek dink dit is nou iemand waarna kinders na toe opkyk en ek dink hulle het agtergekom jong kinders kan dit ook doen wat ander mense doen. So ek dink motivering. Ek wil jou ook graag vra, wat is die beplanning en het jy 'n oogie op die Olimpiese spele ook? My beplanning so tot dusver is die wêreld junior kampioenskappe in Augustus, maar my oog is beslis op die 2028 Olimpiese spele. En gaan dit in die 400 meter wees of is daar miskien 'n verrassing wat vir atletiek aanhangers wag wat vir jong meneer Kokemoer aanbetref? Sover weet ek dis net 400. Dis graag iets wat ek sou wou doen vir 400, maar in die toekoms is ek nie seker enigiets kan gebeur, so ja. In die laat 70s en die vroeë 80s was daar gereeld atlete wat 400 gedoen het en dan opgeskuif het 800 toe. Mens dink byvoorbeeld aan iemand soos Alberto Guantarina wat albei kon doen. Is dit iets waarvoor jy ooghare sal hê in die toekoms of nie? Ek dink nie so nie. 800 is bietjie ver. Ja, maar dit is net een ronde meer. Dit kan nie soveel verder wees nie.
Ek dink die oefening is ook harder daarvoor, so. Ek is bly jy noem die oefening. Geef ons so vinnige blikkie na 'n week. Hoe oefen jy? Wat doen jy elke week? So ek oefen basies 5 keer 'n week, elke week, waarvan 2 van daai dae uit physio bestaan en 2 van daai dae ook uit gym bestaan. En as jy 'n gunsteling spoedwerk sessie vir ons moet verduidelik, vertel ons daarvan asseblief. Ek hou van lang, ver hardloop, so ek sou sê spoed uithou. Is vir my lekker. Kort spoed ook, so ek sou sê 200 meters en daai goed is ook vir my lekker, ja. En as jy 200's doen, hoe werk so 'n sessie vir jou? Ek is nog redelik vinnig op 'n 200, so dit sal basies net vir my basies 'n spoed uithou sessie omtrent wees, as ek so kan sê. Maar ja. En hoeveel repetisies sou jy doen in so 'n sessie? En wat sal die rus tussenin wees? Ek is nie heeltemal seker nie. My afrigter bepaal dit. So ek luister maar net wat hulle sê, so ja. En as jy nou moet voorspel laastens, hoe vinnig sal jy hierdie ouetjie die 400 uiteindelik kan aflê? Ek dink dit sal enigiemand se droom wees om die wêreldrekord eendag te breek. Vir nou, ek weet ek kan 'n vinniger hardloop as wat my persoonlike beste is, maar my droom is beslis. Ons gaan hom daar los, dis wat ek wou hoor, 'n man wat sê hy gaan die wêreldrekord breek. So intussen baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Net hierna praat ons nog nommers, finansies. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Die goeiemôre, good morning minister van Finansies Thys van Sail is vanoggend weer hier by ons in die ateljee om vir ons te vertel hoe die plaaslike en internasionale markte in hierdie stadium vaar. Thys, welkom terug. Dis lekker om hier te wees. Elsa my moet nou ophou met daai finansiële minister, want ek gaan nou maar wraggies een of ander tyd myself dan maar my boet verkiesbaar stel as 'n raadslid of iets iewers te begin by die politiek. Dit is presies wat ons wil hê. So jy kan dit doen en dan gaan ek gaan mik vir presidentskap. Okay, ja? Ek sê bring my administrasie aan werk as jy net boontoe. Ons droom groot hier by Goeiemôre, good morning. Goed, maar ek dink is baie belangrik om te begin by die wêreldmarkte. Waarom fokus die wêreldmarkte tans so sterk op die verhouding tussen Amerika en China?
Ja, dis eintlik nog 'n ding, nê, want die grootste ding is almal se oë is op die Midde-Ooste, maar dan vergeet ons eintlik maar daar's eintlik nog 'n baie groter konflik, jy weet, tussen Amerika en China, jy weet, aan die agterkant. En as ons weer eens daarna gaan kyk is, daar's gelukkig op hierdie stadium is daar positiewe uitkomste soos wat dit op hierdie stadium lyk, maar weer eens weet ons die Trump-administrasie is 'n tipe van administrasie wat die tafel skielik weer kan draai. En ek dink ja, daarvoor moet maar net vooruitgekyk moet word. Maar weer eens is 'n mens byvoorbeeld gaan kyk as daai onderhandelinge nie gaan so vermoed gaan nie, plus die krisis wat ons het in die Midde-Ooste, dan begin jy nou amper bak en brou aan 'n kom ons sê maar daai perfekte storm. En dit is een ding wat Suid-Afrika se ekonomie eenvoudig net nie nou kan bekostig nie, want dit is twee van ons grootste vennote ook. Ons moet ook nie daarvan vergeet nie. Ons uitvoer en invoer vennote. En ja, ons moet maar dit maar bietjie dophou. Kan jy dalk 'n bietjie meer uitbrei want ek wil juist vir jou vra hoe daai spanning tussen daai twee lande, Amerika en China, Suid-Afrikaners kan beïnvloed. As ons byvoorbeeld gaan kyk, China veral nou nadat Amerika byvoorbeeld 'n klompie stappe geneem het teen Suid-Afrika wat tariefverhogings aanbetref het ensovoorts, het China nogal baie groot vernoot geraak van ons uitvoere. So met ander woorde as ons gaan kyk, jy weet waar sitrusboere en gewone boere en 'n klompie ander mense wat daardeur geïmpakteer was, het byvoorbeeld nou begin hulle marksegment verander om byvoorbeeld te sê okay, maar as ons dit gaan doen met Amerika, dan beweeg ons eerder kom ons sê na China se kant toe en Indië en natuurlik jou BRICS tipe van lande en strukture. Wat natuurlik werk vir die boer daar buite, want uit die aard van die saak is, jy weet 'n boer maak 'n plan en natuurlik jy weet hy moet ook winsgewend wees. Maar as ons byvoorbeeld kyk addisionele druk byvoorbeeld op die boer vir uitvoere soos wat dit al reeds is, jy weet teenoor die brandstof en die dieselprys, kan baie kere wat soms seisoene laat verbygaan. En wat ek daarmee bedoel is boere gaan byvoorbeeld die plant nie as gevolg van diesel wat eenvoudig net te hoog is. Die pryse is te hoog en hy kan nie byvoorbeeld bly sy prys heronderhandel, jy weet met 'n uitvoerder of dan met 'n verbruiker op 'n ander van die dag nie. En natuurlik is ons gaan kyk net na die verbruiker, dis ek en jy. Ons kan ook net soveel betaal vir 'n sekere produk. So dan raak dit ook, jy weet buitensporig as ons gaan kyk na inflasie. En mense hoop nie dat dit sal gebeur nie want ons weet die boere sukkel in hierdie stadium nog steeds met die back and close krisis ook, jy weet. Goed, dan wil ek aanbeweeg na wisselkoerskommelinge. Waarom is dit sulke groot internasionale nuus? Ek dink dit sluit 100% aan, jy weet by die voorbeeld wat ek nou net gemaak het. Soos as ons byvoorbeeld gaan kyk veral na uitvoere en invoere tipe van, maar as ons meer konsentreer op invoere. So hoe sterker ons rand is, hoe goedkoper basies koop ons aan. Jy weet en hoe goedkoper kan ons invoer en hoe goedkoper kry ek en jy die prys op Irak. Okay. Sodra ons byvoorbeeld nou 'n rand het wat weer verswak stelselmatig oor 'n tydperk, dan outomaties het dit daai effek. So met ander woorde ek en jy gaan daarvoor betaal. Maar weer eens as ons gaan kyk oor die laaste 52 weke was die rand byvoorbeeld op sy swakste teen die dollar in die R18 marge gewees. Ons nou so by R16.50. So hy gedra hom nog baie goed as ons so daarna gaan kyk en oor die laaste 5 jaar ook saamgestel het die rand eintlik versterk teen die dollar met ongeveer 13%. So ons is nogal eintlik op 'n lekker plek as dit kom by die wisselkoers, maar daar's soveel sensitiwiteit en rolle wat dit negatief kan beïnvloed. En ons het ook al gesien as die wisselkoers dadelik is baie, ek wil nie die woord gebruik manipuleerbaar nie, maar is baie sensitief. Ons bly vir eers by die rand. Hoe beïnvloed 'n swakker rand die gemiddelde Suid-Afrikaner? Dit is maar basies jy weet die voorbeeld wat 'n mens maak, want as byvoorbeeld as ek kan invoer en ek kan hom op die rak sit vir R1, maar ons verloor byvoorbeeld kom ons sê 'n kwartaal by 'n waarde op die rand van 10 tot 15%, dan gaan ek daai selfde item moet gaan aankoop vir kom ons sê R1.15 argument onthaalwe. En daai is nogal 'n inflasie, hiperinflasie tipe van kieker as ek die Engelse woord kan gebruik. En dit is wat mense onder druk kan sit met rentekoerse byvoorbeeld. En kan die huidige internasionale ekonomiese onsekerheid rentekoerse beïnvloed? Ja, ek dink dit is baie belangrik om te gaan kyk die sensitiwiteit wat rondom dit gaan, want uit die aard van die saak is inflasie word gedryf deur prysverhogings en natuurlik as ons gaan kyk as jou inflasie nie onder beheer gehou kan word nie, dan gaan jou sentrale banke basies weet rentekoerse of onveranderd los, wat klaar reeds al baie hoog is, sedert wat som die herstel tydperk van na Covid en natuurlik jy weet hy kan selfs hom weer aanpas om byvoorbeeld inflasie af te kan druk. Jy weet so dit is nooit goed vir my of vir jou of enigiemand daar buite nie. Nou Suid-Afrika se PMI het tot 'n 44 maande hoogtepunt gestyg.
Waarom is dit so belangrik? Ek dink die privaat sektor is baie belangrik, jy weet, veral die probleme wat Suid-Afrika het, soos byvoorbeeld met werkskepping. En ek bedoel, as ons kyk, as ons kan daadwerklik 'n verskil maak met werkskepping, maak ons nuwe kliënte vir SARS. As ons nuwe kliënte maak vir SARS, maak ons wat ons spasie vir binnelandse bruto produk wat kan groei. So daar's daai kringloop wat die hele tyd moet gebeur om basies, jy weet, groei te kan stimuleer in Suid-Afrika en vorentoe te kan beweeg. Maar die enigste manier wat jy groei kan stimuleer is nie in die regering nie, want die regering is 'n maatskaplike werker, hoor jy, 'n maatskaplike werker, nie 'n besigheidsanalis of 'n entrepreneur nie. Dit gebeur by die privaat sektor. Okay. En die privaat sektor se verantwoordelikheid is dit wat ek nou net vir julle verduidelik het, sodat die maatskaplike werkers meer kliënte kan ontvang. Okay. Maar kom ons los dit daar. Nee, maar kyk, ons raak passievol oor die markte en die finansies hier vanoggend weer, sien ek. Goed, wat het hierdie verbetering in die private sektor aangedryf? Ek dink as ons gaan kyk, volhoubare infrastruktuur, energie, Eskom, en natuurlik, jy weet, die regering self, jy weet, het basies, jy weet, partytjie toe gekom op baie vlakke. En as dit 'n volhoubare proses kan word, dan sien ek 'n goeie Suid-Afrika, 'n goeie uitloop vir ons vir die volgende 5 tot 10 jaar. En dis tog wat ons almal wil hê. Maar weer eens moet die mense ook gaan kyk, as die regering saam met die privaat sektor werk, dan werk dit. As die regering nie saam met die privaat sektor werk en daar is nie volhoubare energie en infrastruktuur nie, dan werk niks nie. So daar's maar net 'n free tip weer eens. Is die huidige ekonomiese groei in Suid-Afrika volhoubaar? Ek dink baie mense wonder. Ja en nee. Ek dink ja, vir nou is dit 'n definitiewe ja, oorweldigende ja. Maar sodra weer eens, ons is so sensitief oor die wêreld, jy weet, en goeders wat buite die wêreld gebeur wat oorspoel na Suid-Afrika toe. Jy weet, waar ons eintlik daai buffer moet begin bou en sê, soos ander eerste wêrelde wat byvoorbeeld hierdie goeders kan hanteer. So as daar byvoorbeeld 'n Midde-Ooste krisis is of dit of dat is, jy weet, dan is ons reg. Jy weet, as 'n regering. So ons het brandstofreserwes, okay, ons het energiereserwes, ons het infrastruktuur, ons het allerlei dinge wat komplementeer die een na die ander ene toe, sodat 'n mens byvoorbeeld hierdie goeders kan basies weet regstel soos wat dit stelselmatig regstel sal word. Soos wat ons mos maar sê, as daar vet is, maak die silo's vol. Okay, sodat die dag kom wanneer dit wat aan dun raak, het jy oor is genoeg reserves. Ja. Weereens, ons het nie silo's nie, ons kort silo's. So wat sê jy is die grootste ekonomiese risiko's vir Suid-Afrika in hierdie stadium? Ek dink dit's basies, jy weet, om hierdie volhoubaarheid te kan half om dit die petrol daarvoor te kan hou. Okay, en dis amper 'n verkeerde voorbeeld want ons het nie so baie petrol en is duur. Ek kon nou nie te veel daaroor praat nie. Maar die volhoubaarheid daarvan is eintlik maar alles wat eintlik maar die sukses op die einde van die dag gaan bepaal. Thys, dis is altyd baie insiggewend om met jou te gesels. Baie dankie. Goed, dit is dan altyd wat ons vir finansies het, maar bly gerus ingeskakel want net hierna gesels ons met die sanger Ronaldo Alberts en hy gaan ons meer vertel oor sy nuutste enkelsnit Droom te klein, maar soos ek sê hier by Goeiemôre, Good Morning, droom ons groot. Ons is nou weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele.
Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Ronaldo Alberts is vandag vir die eerste keer hier by Goeiemôre, good morning. En voordat ons lekker met hom gaan gesels en gaan gesels, kom ons luister na sy nuutste enkelsnit, Droom te klein. Lekker Ronaldo, goeiemôre. Goeiemôre, gaan dit goed? Lekker man, jy kan daai groot mikrofoon wegvat. Ons gesels nou sommer net so daar met jou. Welkom man, dis nou lekker. Droom ons net te klein of Droom te klein. 'n Liedjie wat al 'n rukkie uit is, nê? En hoe reageer mense op hom? Kan ek vir jou sê, die playlisting is incredible. Die reaksies van social media is incredible. Ek is regtig baie dankbaar dat hy actually gedoen op social media en ook obviously op die digitale platforms. Ja, lekker man. En waar die eerste vonk nou gebeur om gestalte te gee aan hierdie liedjie. Ek hou van die konsep, dit is 'n lekker boodskap, né? Ja, so ek het eintlik by 'n restaurant. Ons het een of ander kunstenaar het ons bietjie gaan support. Ek kan nie onthou presies wie nie, maar Bartu was van die baie. Ja. Bartu was ook daar so gewees en ek en hy het toe lekker gesels daai aand en ons kom toe op 'n ding wat ons sê, jy weet, ons droom eintlik net te klein. En toe sê ek vir hom, my foon was nog af gewees, toe sê ek vir hom of hy net dalk vir my daai titel kan stuur sodat ons kan begin skryf aan Droom te klein. En toe van daar af het ek en Rigan wat deel van die groep van Reën was, op sy plaas gaan sit en skryf rondom die titel Droom te klein. Hoekom dink jy dis maar 'n menslike ding dat ons partykeer regtig ons drome kleiner maak? Beslis, 100%. Ek dink as jy soos wat jy jonk was, toe jy 'n seun of 'n jong dogtertjie was, het jy altyd hierdie groot drome gehad. En daar moet een van daai drome wees wat jy ten minste in 'n realiteit leef vandag. En is lekker om iets na te jaag. So ek sê 'n mens, hoe ouer jy word, is dit asof jy baie van daai drome suppress want jy voel jy kan dit nie meer bereik nie. En ek dink dit is waar hè. Ek dink probeer bly jou beste gebeur. So op die einde van die dag, if you're not gonna try, you're never gonna find out. En hoe naby aan groot droom leef jy jou droom? Wel tans is ek besig om een van die realiteite te leef. As ek sien van waar ek begin het en tot waar ek nou is ek regtig baie dankbaar. Here het my baie geleenthede gegee, baie deure oopgemaak, so ek is maar net super dankbaar daarvoor. Hoorie, en die liedjie is ook lekker, dis so 'n bietjie alternative met 'n pop rock, is ek reg of? Dis presies die rigting wat ons probeer gaan het. Ons het gesien alternatief is besig om regtig groot naam in die bedryf ook te maak. So om dit te kon meng met 'n tipe pop rock en 'n alternatiewe element is ek dink dit is nogal 'n cool tipe klank. Hoorie, en vind jy dit ook maklik om dan nou soveel ook 'n plekkie te kry in 'n musiekmark en industrie wat op hierdie stadium so gesond en vol is? Ek sal nie sê ek sê is maklik nie. Ek sê sukkel definitief om 'n plek te kry. Maar as jy 'n plekkie het dan het jy hom. So dit is daarom 'n lekker ding. En ek dink dit maak maar elke kunstenaar uniek is maar sy tipe klank wat hy eventually vind. So, ja, dis baie lekker. Luister, en buiten dit, nie net 'n man wat talentvol is nie, maar ook 'n mooi gesig daarmee saam, né? Jy het mos 'n titel wat jy gedra het op. Wat was dit nou weer, die meneer Junior? Gaan ons so asseblief ver nee, ons moet so ver terug gaan, my ou vriend. Ja, vertel, kom brag 'n bietjie. Dit was dit was toe ek 13 jaar oud was. Meneer Junior Suid-Afrika. Junior. Wow. Ja. En ek 2014 het ons bietjie Turkye toe gegaan vir die wêreld enetjie. En toe het ek die junior world ene gewen. Nice. Dit was eintlik baie special want my sussie het dit ook gewen. Daai tyd. Was klein, super klein geweest. So ja, dit was ook ietsie wat ons probeer het. Dit was baie lekker geweest. Ja, ek het ook daar gesing aan daai kant. So sang is maar my passie. So luister, meneer Suid-Afrika natuurlik gaan ook elke jaar mos maar aan. Ons het lanklaas 'n singende meneer Suid-Afrika gehad nie waar nie, né? Ja, maar vir nou het ek 'n bietjie love handles net opgebou vir die winter. Verstaan so gee oomblik. Daai love handles is nogal lekker. Die gitaar is mooi. Nee, dis eintlik die belt waarop hy rus. Ja, dis die belt.
Hoorie, is dit maar die aanslag wat jy gaan hê vir die res van die volgende liedjies en goeders ook? Ek meen ek net dink so. Selfs agter die skerms, jy wil ook nie te lank wag nie. Nee, glad nie. Ek wil baie graag daai momentum aan die gang hou, anders gaan hy weer val. En nou dat ek hierdie klank, ek het eintlik 2 liedjies nog reg. Nice. Een is Engels en een is Afrikaans, maar dit is nie entirely, dit is bietjie meer rustiger. So ek sal dit in die toekoms eerder vrystel. My plan was om dit na hierdie vry te stel, maar nou dat ek sien Droom te Klein en die tipe klank wat Droom te Klein het, is besig om regtig goed te doen. Dink ek moet nou 'n liedjie min of meer in dieselfde tipe styl ook vrystel. En dis ook iets wat 'n ouma, jy weet, as jy sien die mense hou van dit, dan moet jy nie dadelik so gou al wegskram vir ietsie anderste nie. Ja, nee, ek stem saam. saam. Ek stem 100% saam. Lekker. So moet asseblief te klein droom vir 'n volgende kuiertjie hier by ons nie. En sodra daai nuwe enetjie reg is, dan wil ons jou hier hê en weer kan verwelkom. Jy ken nou die pad hiernatoe. Yes, beslis. Ek kan nie wag nie. Ek sien baie uit. Waar kan ou hierdie liedjie ook luister goeters op die digitale? Al die digitale platforms, Spotify, Deezer, Apple Music. Ek het 'n baie nice music video uitgebring. Dit is 'n lekker band music video. Dit gaan oor jy wil nie stagneer op een plek nie, jy wil hier uitkom, jy wil vorentoe beweeg. So asseblief gaan support dit ook op YouTube en ja, gaan like en follow my daarso op Instagram en Facebook, is net Ronaldo Alberts. En daar kan 'n mens dophou as ek iewers gaan optree en die volgende releases. Dankie my vriend, dis al vir ons kant af. Ons sien jou ook môre weer en moet onthou om nie te klein te droom nie. Lekker dag.